Goeiemôre, dit is Maandag die 2de Maart. Vanoggend lees ons saam uit Handelinge 16, hierso vanaf vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik. En toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. Maar Paulus het hard vir hom geskreeu: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier." Toe die bewaarder lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Menere, wat moet ek doen om gered te word?" En hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus, jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin." Ons ken uit die sonnaskool die ou indeling wat sê, dit gaan oor sonde, verlossing en dankbaarheid. 'n Besef van ons sondigheid, 'n besef dat ons by Christus verlossing kan ontvang, en dan 'n lewe van dankbaarheid. Die sonde besef het ook te doen daarmee dat ek besef wie God is. Dat ek besef dat God almagtig is. En dis wat met hierdie bewaarder gebeur het. Daar waar hy die aardbewing gevoel het, die tronkdeure oop gesien het, besef het maar iets bonatuurlik het gebeur en hy is verantwoordelik. Sy lewe het hy gedink is verby, want al die gevangenes het ontsnap. En dan gebeur die teendeel, hy kom in die tronk en nou sit al die gevangenes nog steeds daar, sonder dat hulle geboei is, sonder dat die deure toe is. Ek kan nie vandag in 'n tronk indink wat dit sal gebeur nie. En hier skielik besef die man, iets groter is aan die gang. Daarom sê hy vir Paulus en Silas: "Wat moet ek doen om gered te word?" Want hy besef God is teenwoordig, hy besef God is almagtig, hy besef sy lewe is eintlik nietig en niks werd in in vergelyking met God se lewe nie. Mag jy elke dag besef hoe almagtig, hoe groot God is, maar hoe ek weet waar jou redding is. Here, dankie dat ons in u genade en in u liefde kan lewe. Dankie dat ons vrygespreek is, nie deur ons eie goeie dade en ons eie oulikheid nie, maar deur u genade in Jesus Christus, in die kruis, in die opstanding. Mag ons Hemelse Vader ook met vrymoedigheid vir ander vertel oor waar hulle gered kan word. Ons is gestuur as mense wat ook u koninkryk moet sigbaar maak en aankondig. Mag mense by ons iets ook van u beleef. Dankie dat ons kan saam bid vir mekaar. Here, ons is maar bekommerd oor die wêreld met die oorlog wat opnuut uitgebreek het in Iran, die effek wat dit op die res van die wêreld het. Here, ons is bekommerd oor ons eie land, oor geweld en oorloë en krisisse in ons buurlande, droogtes en vloede in ons eie land. Here, u is die Almagtige. By u vind ons rus, by u vind ons troos. Ja, Here, voor u kom lê ons lewens. In Jesus Christus se naam. Amen.